Goeiedag, dis Roan Kombrink van die AP Kerk in Orania. Ons is besig met 'n reeks oor die genade van die Here wat hy bewys reeds in die eerste hoofstukke van Genesis. Genade wat natuurlik uiteindelik vervul word en gerealiseer word deur die Here Jesus Christus, maar waarvan ons reeds skadu's kry in die eerste hoofstukke van Genesis. En vanoggend gaan ons spesifiek fokus op die genade wat die Here bewys aan die vrou. Ons gaan saam lees uit Genesis 1 vers 28 se eerste gedeelte, dan ook Genesis 3 vers 16 en vers 20. In Genesis 1 vers 28, en God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Nadat die mens hierdie opdrag gekry het en in die tuin gestel is, vir ons beskryf word hoe die man en die vrou geskape word en een vlees moet word, dan vind die sondeval plaas in Genesis 3, en die straf wat dan gegee word spesifiek op die vrou, lees ons in vers 16. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap, met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. In vers 20, en die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. God skep die mens met hierdie opdrag, wees vrugbaar, vermeerder en vul die aarde. En kom ons wees nou maar eerlik, hierin, in hierdie hele voortplantingsproses, het die man 'n baie klein rol. Dis die vrou wat die lewe kultiveer, dis die vrou wat dit laat groei binne in haar eie liggaam. Dis die vrou wat selfs nadat sy geboorte geskenk het, 'n babietjie voed vanuit haar eie liggaam. En wat 'n wonderlike en 'n onbeskryflike voorreg, wat 'n onbeskryflike gawe wat die Here aan 'n vrou gee om lewe te kan skep, om die gewer te kan wees van lewe. En dan weet ons dat wanneer die sondeval plaasvind, die mens vervloek word, die natuur vervloek word. Maar dan is die groot genade daarin dat wanneer die vrou se straf beskryf word, dit vir ons beskryf word dat haar swangerskap sal nou met moeite wees, met moeite, met smart, met pyn sal sy kinders baar. Maar sy sal steeds kinders baar. Sy sal steeds kinders kry. En dis wat beskryf word ook in vers 20, wanneer die genade van die Here vir ons duidelik gemaak word na die sondeval. Die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Sy steeds die gewer van lewe. Nou moeilik, nou met moeite en smart, maar steeds die gewer van lewe. En dis die feit dat die vrou steeds lewe voortbring, die feit dat die vrou steeds kan kultiveer, wat dit moontlik maak vir die verlossingsplan van God om voort te gaan. Wat dit moontlik maak vir Set om gebore te word, vir die nageslag van Adam en Eva, vir die mensdom om uitgebou te word vanuit Adam en Eva. En uiteindelik is dit wat dit moontlik maak dat daar voortgebring kan word die Here Jesus. En dan word vir Maria gesê, geseënd is jy onder die vroue, omdat sy die geweldige voorreg gehad het om die moeder te wees van die Messias, van die Here Jesus Christus, wat gebore word, wat uiteindelik die gewer van alle lewe is. Wat 'n wonderlike voorreg dat 'n vrou deel gemaak word van die Here se proses van lewe gee, lewe voortbring, lewe kultiveer. En wat 'n wonderlike genade dat na die sondeval, nadat die mens God mishaag het, hy die gawe en die voorreg wat die vrou het om dit te kan doen nie wegneem nie. Dat hy vir haar steeds die moeder maak van alles wat lewe, dat hy steeds vir haar die vermoë laat behou om lewe te kan gee en lewe te kan kultiveer, om gesinne te kan onderhou en te kan versorg, en uiteindelik dat 'n vrou ook die gewer kan wees van lewe wanneer Maria geboorte skenk aan ons Here Jesus Christus, wat vir ons die verlossing bewerk. Kom ons bid saam. Ons almagtige genadige God en hemelse Vader, ons dankie daarvoor dat U ook aan die vrou genade bewys, dat haar vermoë en haar gawe om lewe te gee nie weggeneem word met die sondeval nie, dat U steeds aan haar hierdie besondere rol gee in die verlossingsgeskiedenis, dat vrouens reg deur die geskiedenis die gewers sal wees van lewe, die kultiveerders van lewe, die versorgers sal wees en die onderhouers daarvan. Ons loof en prys U daarvoor dat uiteindelik ook deur hierdie proses waarin lewe gegee word na elke volgende geslag, uiteindelik daartoe gelei dat ons Here Jesus Christus ons verlosser gebore is, wat uiteindelik vir ons die lewe moontlik maak, die ewige lewe, nie net die tydelike nie. Ons dank U daarvoor dat U aan ons hierdie plek gee en hierdie rol gee in die verlossingsgeskiedenis as mans en ook in besonder dan as vrouens. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen.